Numeri, hoofstuk 1. In die tabernakel, in die Sinaï-woestyn, het die Here verder met Moses gepraat op die eerste dag van die tweede maand. Dit was die tweede jaar nadat hulle uit Egipte weggetrek het. Hy het vir Moses gesê: Julle moet 'n sensusopname van al die Israeliete hou volgens hulle families en hulle stamme. Kop vir kop moet al die mans se name neergeskryf word wat 20 jaar en ouer is. Al die manne wat vir oorlog kan uittrek, moet deur jou en Aaron getel en neergeskryf word volgens hulle leerafdelings. Daar moet 'n leier uit elke stam saam met julle wees. Die volgende leiers moet julle bystaan. Uit die stam van Ruben, die seun van Sideur, Elisur. Uit die stam van Simeon, die seun van Surisadai, Selumiel. Uit die stam van Juda, die seun van Aminadab, Nagson. Uit die stam van Isaskar, die seun van Suar, Netanel. Uit die stam van Sebulon, die seun van Gelon, Eliab. Uit die stam van Josef, vir Efraim, die seun van Ammihud, Elisama. En vir Manasse, die seun van Pedasser, Gamliel. Uit die stam van Benjamin, die seun van Gedoni, Abidan. Uit die stam van Dan, die seun van Amisadai, Agieser. Uit die stam van Aser, die seun van Ochran, Pagiel. Uit die stam van Gad, die seun van Reuel, Eljasaf. Uit die stam van Naftali, die seun van Enan, Agira. Dit is die name van hulle wat uit die vergadering na vore geroep is as leiers van hulle stamme, as stamhoofde van Israel. Die manne is deur Moses en Aaron by die naam geroep en aangewys. Op die eerste dag van die tweede maand is die hele vergadering byeengeroep. Daar is 'n register opgestel van elke man wat 20 jaar en ouer is, volgens hulle families en hulle stamme. Presies soos die Here vir Moses gesê het, is hulle in die Sinaï-woestyn getel. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Ruben, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 46.500. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Simeon, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 59.300. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Gad, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 45.650. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Juda, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 74.600. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Isaskar, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 54.400. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Sebulon, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 57.400. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Josef, vir Efraim, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 40.500. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Josef, vir Manasse, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 32.200. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Benjamin, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 35.400. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Dan, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 62.700. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was, en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Aser, elkeen wat vir oorlog kan uittrek,
was 'n totaal van 41.500. Die manspersone wat 20 jaar en ouer was en wat kop vir kop in hulle families getel en opgeskryf is in die stam van Naftali, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, was 'n totaal van 53.400. Dit is die getal mans wat getel en ingeskryf is deur Moses, Aaron en die 12 leiers, elkeen volgens hulle families. Al die mans van 20 jaar en ouer, elkeen wat vir oorlog kan uittrek, al die Israeliete wat getel is, was 603.550. Die Lewiete is wel volgens hulle families in hulle stam ingedeel, maar is egter nie getel nie. Die Here het immers vir Moses gesê, die Lewiete moet jy nie tel of inskryf saam met die ander Israeliete nie. Hulle moet aangestel word oor die tabernakel en die getuienis, asook al die gereedskap daarvan. Dit is hulle taak om die tabernakel en dit wat daarby hoort te dra en te versorg. Hulle moet ook reg rondom die tabernakel kamp opslaan. Wanneer die tabernakel wegtrek, moet hulle dit afbreek en waar dit weer tot rus kom, moet hulle dit oprig. Enige onbevoegde persoon wat dit waag om naby dit te kom, moet gedood word. En die Israeliete moet elkeen volgens hulle leerafdelings kamp opslaan by sy eie staanplek en vaandel. Die Lewiete moet egter reg rondom die tabernakel en die getuienis hulle kamp opslaan. Dit is om te verhoed dat daar enige toorn oor die vergadering van Israel kom, en die Lewiete moet al die pligte by die tabernakel en die getuienis nakom. En die Israeliete het presies gedoen wat die Here Moses beveel het gedoen moet word.